Hierdie is Sê dit soos dit is. Ek praat met Willem Gravett. Willem, jy was 'n professor in bewysreg by Tikkies. Jy is tans departementshoof by Akademia en waar jy tans doseer in bewysreg en internasionale reg. Dis reg. Goeiemiddag Gerard. Ja, baie dankie dat jy hier is. Dankie dat jy so vinnig gereageer het op die uitnodiging. Altyd lekker om met jou te praat. Ja, baie dankie. Hier het onlangs 'n onrusbarende ding in ons regswese gebeur. In 'n saak wat 'n regter, 'n saak oor swart ekonomiese bemagtiging waar die regter gesê het hy kan nie die advokate aanhoor. Of hy is nie eintlik lus om hulle aan te hoor nie, want die span wat voor hom gestaan het was 'n klomp wit advokate. Dis korrek. Wel, hy het hulle inderdaad aangehoor, maar dit was amper teesinnig. Hy was nie lus om hulle aan te hoor nie en daar was groot beswaar. Hy was beswaard oor die feit dat die span wat voor hom staan 'n klomp wit advokate was. Dis 'n onrusbarende verwikkeling en ek wil met jou daaroor praat. Wat het hier gebeur? En dan vat ons dit van daar af en dissekteer hierdie ding bietjie. Hierdie was 'n gewone aansoek wat voor regter Motta in die Pretoria Hooggeregshof gedien het tussen 'n ingenieursmaatskappy en die kommissie vir swart ekonomiese bemagtiging. En toe skielik in die middel van betoë, sonder dat enige party dit geopper het, meld regter Motta dat hy diep teleurgesteld is om in 'n saak waarin swart ekonomiese bemagtiging ter sprake is, net 'n span wit advokate sien. En hy sê toe, die advokate moet teruggaan en hulle moet hoofde van betoog gaan voorberei oor hoekom dit nie 'n skending van artikel 9.2 van die grondwet is wat vir regstellende aksie voorsiening maak. Die advokaat wat namens die SEB-kommissie, die swart ekonomiese bemagtigingskommissie opgetree het, advokaat Johan Brandt SC, het geweier om hoofde van betoog op te stel. Hy het gesê die regter se besluit of sy opdrag is onreëlmatig en eintlik ontoelaatbaar. Maar net om minagting van die hof te vermy, het hy toe 'n memorandum saamgestel waarin hy gesê het die samestelling van die regspanne voor hierdie regter het absoluut niks te doen gehad met die meriete van die saak nie en is daarom glad nie eers voor die hof ter sprake nie. Hoe het hy daarop gereageer? Die Black Lawyers Association en NADEL het regter Motta ondersteun en gesê dat advokaat Brandt daar tigstappe teen hom geneem moet word, omdat hy die regter se bevel verontagsaam het om hoofde van betoog voor te berei. Hierdie was 'n illegitieme bevel om mee te begin. Die regter is nie veronderstel om 'n applikant in sy eie saak te word nie. Die regter het geen reg om advokate opdrag te gee om iets te doen wat niks met die saak voor hom te doen het nie. Net op 'n praktiese punt, Gerard, ons moet onthou dat litigasie is verskriklik duur. Wie gaan betaal? Wie moes betaal vir daardie hoofde van betoog wat 2 senior advokate moes gaan voorberei? Sou die regter daarvoor betaal? Hy kan tog sekerlik nie verwag die kliënte moet daarvoor betaal. Maar die feit van die saak is daar kan tog nie inbreuk gemaak word by die reg van 'n kliënt om te besluit wie die advokaat in die saak is nie. En dit is sy reg. Absoluut sy reg. Jy kan nie, ek wou die stelling maak dat as die staat wil inmeng met dit, dan moet hulle maar daarvoor betaal, maar dit kan ook nie eers wees nie. Die feit van die saak is die kliënt besluit op sy regspan. Absoluut. En hy kan tog nie 'n besluit maak aan die hand van die ras van 'n persoon nie. Dit is mos 'n benewelde besluit, beïnvloed op wat is die kleurgradering van my span. Absoluut, en dit bring ons nou by die uitspraak wat regter Motta toe gee in hierdie saak, waarin hy presies dit sê. Hy sê, hy het die insigte nodig gehad van, hy noem dit 'n African Counsel, 'n swart advokaat. En die feit dat daar nie 'n swart advokaat was nie, het gemaak
dat hier eintlik 'n onreg gepleeg is. Nou dit tree maar nou net weer in by wat ons noem kritiese rasteorie. Dit is niks anders as daai toksiese vorm van wokeness wat nou oral sy kop uitsteek. In kritiese rasteorie is daar 'n leerstelling wat sê daar bestaan iets soos 'n unieke stem van kleur, sodat mense van kleur is die enigste mense wat kan beslis eintlik oor ongeregtigheid. En natuurlik, dit is absolute nonsens. Daar bestaan nie so iets nie. Regter Motta sê ook glad nie self wat daai misterieuse perspektief is wat hy graag sou wou sien nie. Hy sê dit nie want hy kan nie, daar bestaan nie so iets nie. Hy's self 'n swart regsgeleerde. As daar so iets bestaan, moes hy dit tog seker self ook gehad het. Wat regter Motta eintlik sê is dat in enige saak, nie net van swart ekonomiese bemagtiging nie, maar enige saak waarby die sogenaamde ongeruimdhede van die verlede ter sprake kom, waar swart mense se struggle om demokratiese regte te verkry ter sprake kom, moet 'n swart advokaat aangestel word. En dit is niks anders as werksreservering. Dit het glad niks met die saak te doen nie. 'n Wit advokaat is net so bekwaam as 'n swart advokaat om oor enige saak betoog te lewe. Wel, as dit so is dat in 'n bepaalde saak die kliënt sou tot 'n bepaalde insig kom dat in hierdie saak kan die swart advokaat meer simpatie wek met die regter. Wel, dan mag dit so wees, maar dit is vir die kliënt om te besluit. Absoluut so, en jy sal onthou 'n hele ruk gelede en as dit gebeur, sal ek sê nee, ek verstaan wat jy sê. Ek dink in 'n bepaalde ding daar is sekere sake wat iemand sal besluit. Ek dink 'n vrou kan hierdie saak beter aanbied. Correct. Ek sê dit mag so wees. En as jy jouself benadeel deur of 'n wit ou of 'n man, wel dan loop jy maar die risiko, maar dit bly jou besluit. Absoluut. Jy sal onthou, Gerard, so 'n hele paar jaar gelede is Gareth Cliff van 702 die radiostasie ontslaan omdat hy sodanige rassistiese opmerking gemaak het. Hy het toe omgedraai en vir advokaat Dali Mpofu gebrefeteer om hom te verteenwoordig in daai saak. Iets wat almal gesê het net op die blote hoe dit lyk, 'n briljante skuif was van hom. So dit is werklik so dat in sekere gevalle kan 'n litigant voel, ek wil graag eerder 'n swart advokaat of 'n vroue advokaat hê, maar dit is die reg van die litigant. Ja, so dit is jou besluit. Jy as jy dink dat in hierdie bepaalde onderwerp jou regsverteenwoordiger beter aanklank sal vind. Dis 'n waarneming wat jy maak, dis 'n waardebepaling wat jy maak en jy stel aan wie jy aanstel. Korrek. En jy betaal daarvoor. En jy betaal die fooi wat hy vra of sy vra. So die ding waarmee ons hier sit is die inmenging primêr van 'n regter in die vryheid van die keuse van 'n applikant. Ja. Of 'n respondent for that matter. Correct. In 'n saak om te sê hier is my regspan. Dis my regspan. Korrek. Nou sien jy daarin enige potensiaal dat hierdie 'n nuwe tendens kan wees of dink jy dat hierdie ding is doodgebore? Dis nou gesê en dis die einde van die storie. Ek sou hoop dat dit die geval moet wees, want daar is regtig geen basis in of logika of reg vir die regter om te gesê het in hierdie saak wat hy wel gesê het nie. Dit bring 'n ander kwessie ter sprake en dit is, hoe moet enige wit advokaat wat in die toekoms voor regter Motta verskyn, enigsins vertroue hê dat daardie advokaat regverdig behandel sal word? Want wat regter Motta in effek in hierdie saak gesê het is, wit regsgeleerdes is onbevoeg om hierdie saak te beveg, want hulle het 'n verarmde en 'n monokromatiese beeld. Nou hoekom sal dit dan nie die geval wees in enige ander saak? Hoorie, so sê net vir my, wat beteken 'n monokromatiese beeld? Eenkleurig. Eenkleurig. So hy sê die beeld wat hy gekry het deur 4 wit advokate was verarm en eenkleurig. In 'n saak wat absoluut niks met ras of rassesamenstelling van die regspan wat hy waarskynlik, soos ek advokate ken, advokate argumenteer die saak van die kliënt wie hom betaal.
Korrek. As jy daai selfde advokaat môre sê hy moet die saak gaan uitmaak van 'n ander ou, dan gaan hy dit waarskynlik net so goed doen, want hy kan homself, wel is mos baie kreatief. Dis presies die geval. Ja, jy kan, ek meen, soos een advokaat eendag vir my gesê het in 'n saak wat ek wou gehad het, hulle moet vir ons doen, en toe het ons met hom argumenteer oor wat hy in die verlede gedoen het. Toe sê hy nie, ek is 'n hired gun. Dis absoluut so. Jy vra my wat ek moet doen, ek dink die argument uit. So jy sal vandag vir iets argumenteer en môre vir iets anderste. Dit hang af wie is jou kliënt. Absoluut so. As jy kyk na van die mees senior advokate in die land, veral die advokate wat baie by konstitusionele litigasie betrokke is. Eendag is hulle vir die staat, word hulle deur die staat gebrefeteer, en die volgende dag verskyn hulle teen die staat. En hulle argumente is ewe briljant in albei gevalle. Ja. So dit is baie beperkend van hom om te sê, nee, ek het 'n eensydige argument gekry. Dis absoluut so. Dis om te sê dat wit mense het nie die nodige, of wit advokate het nie die nodige insig om 'n swart bemagtigingssaak te kan voer nie. John Brandt moes eintlik vir hom gesê het, man, try my in 'n volgende een. Ek wil ook net meld as ek kan, Gerard. Ja. Die regter het die staatsprokureur baie skerp aangespreek in hierdie saak om te sê, maar julle moes eintlik swart advokate in hierdie saak aangestel het. En in hulle hoofde van betoog aan die regter het die staatsprokureur, die hoofde van betoog wat opgestel is deur swart advokate, vir die regter gesê, maar ons het beter gedoen as ons teikens vir swart bemagtiging in 2023 en 2024. In Julie 2021, toe die staatsprokureur vir advokaat Brandt gebrefeteer het, was daar net 5 brevette uit 83 wat aan wit mans gegaan het. So ons doen beter as wat van ons verwag word. Die staatsprokureur brefeteer wel op 'n tenderstelsel. En in hierdie geval sê die staatsprokureur, het ek gevoel hierdie 2 advokate, 'n wit man en 'n wit vrou, is die beste span vir ons. En dit staan die staatsprokureur heeltemal vry om dit te doen, omdat hulle reeds hulle rasseteikens oorskry. Ja, dis ironies dat die staatsprokureur in hierdie geval as jy die totale kleurskema in ag neem, nou die 2 bepaaldes gekies het. En dit maak net die punt dat jy kan as advokaat hierdie ding net so goed van enige kant af argumenteer. Dit is die kreatiwiteit waaroor hulle beskik. Dis absoluut so. Soos jy weet, Gerard, litigasie is ongelooflik duur en dit staan litigante sekerlik vry om die beste advokate wat hulle kan bekostig met die meeste ervaring te brefeteer. Regter Motta se punt is nou maar as ons nie swart advokate gaan aanstel in hierdie sake nie, hoe moet die swart advokate dan die nodige kennis en ondervinding opdoen? Wel, ek betaal nie vir jou opleiding. Presies. Ek betaal nie vir jou opleiding nie. Dit moes jy gekry het, waarskynlik met staatshulp of van jou ouers. Maar die kliënt betaal nie daarvoor nie. Dis nou jammer, maar jy kom nie oefen op my saak nie. Dit is presies die geval. 'n hof is 'n ernstige plek. Daar is regte ter sprake. Jy kan nie verwag dat iemand 'n advokaat moet brefeteer sodat die advokaat ondervinding kan opdoen nie. Dit gaan nie oor die advokaat nie, dit gaan oor die litigant en sy reg. Wat my pla hier is die feit dat die organisasie vir swart prokureurs die regter in hierdie saak verdedig. Korrek. Sy optrede verdedig. Korrek. Nou dit is vir my die ontstellendste ding van hierdie hele ding, is dat hulle sê nee, maar daai optrede is reg. Met ander woorde, hulle bepleit 'n nuwe bedeling waarin daar ingemeng word by die reg van 'n kliënt om te besluit wie hom te verteenwoordig. Dis absoluut so. Die Black Lawyers Association het gesê dat daar is 'n patroon. Die brefeteringspatrone, die opdragpatrone wat gegee word, gaan oorweldigend aan wit advokate. Nou dit is lankal nie meer die geval nie. Daar is reëls by die onderskeie balies dat indien 'n senior advokaat in 'n saak gebrefeteer word en 2 juniors word gebrefeteer, moet ten minste een van daardie junior 'n advokaat van kleur wees. So dit is lankal nie meer die geval. Maar selfs dit meng in by my reg wie betaal vir die junior? Korrek. Die kliënt. Korrek.
Wel, as ek nou vir die senior sê, hy sê vir my, wil 2 juniors hê, en ek sê vir hom, wie is die name? En hy sê vir my, ek sê nee, ek wil nie, ek wil 'n ander ou hê. Vir watter rede ook al. Ja. Want onthou, vergeet nou kleur hierso. Ja. Die bly my reg om te besluit wie ek wil hê. Ja. Daar's nie 'n free ride nie, and I don't pay for it. Korrek. Daai advokaat, senior advokaat is veronderstel om na jou toe te kom en te sê ek is die beste senior advokaat in hierdie saak. Hier is die junior, 1 junior of 2 juniors wat ek wil aanstel en ek wil hulle hê vir hierdie rede. Hulle werk gereeld saam met my, hulle is baie goed met navorsing, hulle ken hierdie deel van die reg baie goed, maar dis jou reg as die litigant, as die kliënt om te sê, nee, ek wil 'n senior advokaat en net 1 junior advokaat in die saak. Dis my reg. Absoluut. In die aard van die saak. So as ek as ons deur ons prokureur advokate aanstel en hy sê hy wil 2 hê en ek sê wel, ek soek ek het kennis van juniors en ek sê as ek hulle moet betaal, is dit die 2 juniors wat ek wil hê. Is daar iets wat my gaan stop om dit te doen? Is daar 'n reël, is daar 'n verpligting op die senior? Nee, glad nie. Die senior moet inderwaarheid dan doen wat jy vir hom vra om te doen. Jy betaal immers vir die Wel, as 'n litigasie. senior vir hy sou sê, maar hy het 'n verpligting om iemand aan te stel op aan die hand van transformasie, dan is my antwoord wel, ek gee nie om wie jy aanstel nie, maar ek soek net die beste, maar as dit 'n transformasie aanstelling is, I won't pay for it. Korrek. As dit suiwer 'n aanstelling is wat op transformasiegronde gemaak word. Then I won't pay. Dit mag wel so wees dat die beste advokaat in die saak is dalk 'n swart vrou. En dan moet sy aangestel word. Geen twyfel daaroor nie, dit Ja. is nie die punt nie. Korrek. Dit is nie die punt nie, ek soek net die beste en dit is my keuse. Absoluut. Is daar enige reël wat daarop inbraak maak op hierdie stadium? Glad nie. Right. Dis baie belangrik. Praat met my Willem oor die impak van die bril waardeur hierdie goeters nou benader word. En vanuit seker ook. Jy moet verstaan dat en ek kom terug dat wat vir my ontstellend is dat daar is 'n plek waar iets ignite word. Korrek. Nou die hele swart bemagtigingsidee is absurd. Nie dat swartes nie bemagtig moet word nie. Dis nie die swart ding nie. Die oproep op die bemagtiging van mense is reg. Dit is die afdwing daarvan. En dit begin by uitsprake wat gemaak word en dan word daai klein brandertjie 'n golf. Korrek. Die oog waardeur ouens na hierdie ding kyk, die bril waarheen deur hulle na hierdie ding kyk, dis onrusbarend. Dit is uiters onrusbarend. In hierdie saak is dit vir my duidelik dat regter Motta homself baie goed onderlê het in kritiese rasteorie. Want kritiese rasteorie is 'n woke ideologie wat sê dat die fundamentele organiserende beginsel in die samelewing is sistemiese rasisme. En sistemiese rasisme is deur wit mense geskep met die uitsluitlike doel om teen swart mense te diskrimineer, hulle te ontmagtig. En dit is die bril waardeur daarna alles gekyk word. Met ander woorde, die voorveronderstelling, die a priori vertrekpunt, voordat ek enige getuienis bring, is dat hier in hierdie situasie is onmiddellik rasisme teenwoordig en dit moet uitgeroei word. En dit is die bril waardeur kritiese rasteorie aanhangers na die wêreld kyk. En die punt is doeteenvoudig, as jy net deur die lens van ras kyk, is rasisme tog al wat jy gaan raak sien. Nou as dit die vertrekpunt is, waar eindig dit dan? Dit eindig by as regter Motta sy sin sou kry dat litigante gedwing word om swart advokate aan te stel in elke saak. Maar as dit die vertrekpunt is van alles in die lewe, waar eindig dit? Dit eindig by 'n skerp verdeelde samelewing op rassegronde en dit eindig eintlik maar in 'n gewelddadige sosialistiese revolusie. Hoe reageer ons op hierdie ding? Hierdie is nou gebeur in 'n bepaalde saak, Korrek. maar hierdie is 'n ding wat in die westerse wêreld baie sterk deurgekom. Korrek. En die westerse wêreld besig is om die westerse wêreld te verlam. Europa is in die proses van verlam word. Ja. Ek weet nie hoe Europa uit hierdie ding gaan kom nie. Dele van
ons land is ook baie erg daardeur geraak. Daar's geen twyfel nie. Ja. In die wêreld waar ek leef is dit nie soveel so nie, want ek steur my nie waarskynlik net nie daaraan nie. Hoe reageer ons op hierdie ding? Ons reageer daarop deur op te staan daarteen. En dit is die groot dit is die groot ding. Jy gaan uitgekry word as 'n rasis. En dis wat regter Motta inderwaarheid doen in hierdie saak. Hy sê vir advokaat Brandt, jou keuse om 'n memorandum op te stel in plaas van die hoofde wat ek jou beveel het om te doen, is tekenend van die diep rasseverdelings in hierdie land. Asof die rede hoekom advokaat Brandt nie die hoofde opgestel het nie, is omdat hy rassisties is. Hy het dit nie opgestel nie, want dit was 'n onreëlmatige en ontoelaatbare bevel om mee te begin. So regter Motta kry almal uit as 'n rasis en dit is wat kritiese rasteorie mense doen. So, omdat hulle geen empiriese bewyse na die tafel toe kan bring nie. Die staatsprokureur kom en sê, maar kyk, ons het al die syfers, ons doen beter as ons teikens vir swart ekonomiese bemagtiging. Regter Motta sê nee, dis 'n tikboksie oefening daai. Dit beteken vir my niks. En wat kritiese rasteorie mense doen is hulle kry al die ander mense wat van hulle verskil as rassiste uit. Dis die laaste argument. Die laaste argument. En mens moet net besef om deur iemand as 'n rasis uitgekry te word is nie 'n argument nie. Dit is bloot 'n belediging. En ons moet opstaan daarteen. Laat hulle beledig, laat hulle mens rassisties noem, maar mens moet hierdie onding moet ons uitroei wortel en tak en ons moet opstaan daarteen en praat daarteen. Willem, baie dankie. Baie dankie. Dankie Gerard. vir jou kom kuier hier. Ek waardeer dit, baie dankie. Baie dankie.